Dis 'n interessante kop. Rusland 'n voorbeeld vir tegnologiese soewereiniteit. Ja, dit is die uitvoerende direkteur vir die Ministerie van Inligting en Kommunikasietegnologie, Dr. Audrin Matte, Ja. wat tydens 'n paneelbespreking met 'n Russiese nuusagentskap gesê het dat Namibië quote-unquote op die Russiese ervaring kan steun. Wanneer dit kom by tegnologiese soewereiniteit. So vir die wat nou nie weet nie, tegnologiese soewereiniteit is basies 'n land wat homself bepaal met betrekking tot sy digitale dienste en sy tegnologiese dienste. Ja. En ek het verlede jaar vra aan die ministerie gerig in hierdie verband en gevra, jy weet, is ons nie noodwendig met die woord tegnologiese soewereiniteit daaraan gekoppel nie, maar in daai geval spesifiek met betrekking tot TikTok. Ja. Hulle het gebruikers gewaarsku teen TikTok en gesê mense moet net versigtig wees. En ek het toe vrae gelig oor, is ons van plan om te beheer wat mense sien op TikTok, op ander sosiale media platforms? Is ons van plan om sekere tipes inhoud te beheer? Is ons van plan om enigstens TikTok te verban? Het ons die kapasiteit daarvoor? Wat moet ons in plek sit om so iets te bewerkstellig? En dit was baie vaag, maar een van die dinge was, ons is nie van plan om dit te doen nie, en jy weet, daar is nie regtige gewig agter daai tipe aksie tans in die ministerie nie. So dit is vir my interessant dat ons van laas jaar af tot nou gegaan het van, ons gaan nie regtig, jy weet, sensorskap toepas op sekere tipe dinge en sekere tipe inhoud meer noukeurig beheer nie, en nou skielik praat ons oor tegnologiese soewereiniteit.